sê baie welkom, elke besoeker, al ons manne op die Eysterwiel, ek is sommer jaloers vanmôre, maar myne staan aan die ander kant, julle sit hier so. Prys die Here, maar bly julle vanmôre saam met ons hierso, en ons bid dat die Here julle in dit wat julle vir God doen, sal vat van krag tot krag, en van heerlikheid tot heerlikheid, en mag julle die bonatuurlike krag van God erbeleef in julle persoonlike lewe, en in julle bediening, dit wat julle vir God, mag julle generasies sien, draai na God toe, mag julle sien hoe God slawe vrymaak, mag julle sien hoe die Here mense, we pray for revival, we believe God for revival, en mag die Here in julle en om julle 'n generasie oprig, wat gaan fire starters wees, en wat gaan loop onder die anointing van die Heilige Gees, and that's what we pray for the body. We need revival. If there's one thing that we need in this time, is revival. En ons bid vir revival. En moet jou nie verbaas as God iemand gaan gebruik wat jy afgeskryf het nie. Moenie jou verbaas as die Here iemand langs jou gebruik en jy wou nie gebruik geword het vir 'n lang ruk nie. Moenie jou verbaas. Woord van die Here sê, let op julle roeping, julle is nie baie wys is, baie edel is, baie kragtig is nie, maar dit wat swak is in hierdie oë van hierdie wêreld het God uitverkies. So moet jy nie verbaas as God jou uit jou comfort zone uitruk en jou ergens gaan gebruik nie. En wees, my pa het altyd gesê, you must be ready to preach and to pray and to die in 5 seconds time. Weet, so jy moet reg wees om te bid en te preek en om huis te gaan, weet, binne 5 sekondes. Weet, so you must always be ready. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre met u vinnig deel, soos wat die Here op my hart gelê het, en ek gaan met u saam lees. Ons dien 'n wonderlike God. Kan ons gou in agreement kom? We serve a great, big, wonderful God. Hy is die God van wonders. Daar is niemand soos hy nie. Die mens val, maar hy val nooit nie. Hy het nog nooit teleurgestel nie. Hy het nog nooit verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. En die kruis van Jesus werk vandag nog. Die dood en die opstanding en die bloed van Jesus is vandag nog steeds net so kragtig. Hy red nog, hy genees nog, hy verlos nog. Hy het nie verander nie. Ons het verander. Maar hy het nie verander nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil net aan die Here eer gee. Maak nie saak waar jy jouself vanmôre bevind nie. God is good. Prys die naam van die Here. Eerste Kronieke, ja, in die Ou Testament, Chronicles, First Chronicles, chapter 16 from verse 8 to 13. Eerste Kronieke vanaf hoofstuk 16 vanaf vers 8 sê, loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Die baie belangrike gedeelte wat ek moet uitgelig word, maak onder die volke sy dade bekend. Sing, psalm sing tot eer van die Here, spreek van sy wonders. Beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat die Here soek bly wees. Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders en wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordeele van sy mond, o nageslag van Israel, sy knegt, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes. Psalm 78 vanaf vers 1 sê vir ons, ek gaan net op by vers 8 lees, Psalm 78 vanaf vers 1. Hy sê, my volk, luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek,
raaisels uit die voortyd laat stroom, met ander woorde getuienisse. Prys die Here. Raaisels uit die voortyd laat stroom, wat ons gehoor het, en wat ons weet, en ons vaders ons vertel het. So dis nie net my getuienis nie, dis al die getuienisse. Goed wat ek gehoor het, goed wat ek weet, en goed wat iemand vir my kon sê in my generasie, my oupa, my ouma, die getuienisse, when I think of the goodness of Jesus. Hy sê dit wat ons gehoor het, dit wat ons weet, en wat ons vaders ons nie vertel het, wat ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy het tog 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore geword het, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders se koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, in wie se gees nie trou was teenoor God nie. Net tot daar, dan gaan ons nou gou dan na Jesaja 51 toe. In Openbaring is daar 'n skrif dat sê, en hulle, dit is die kinders van die Here, het die vyand oorwin deur die woord van hulle getuienis en deur die bloed van die lam. Die grootste ding wat ek het om vanmôre te kan oordra aan enige iemand anders se lewe, is nie net om te vertel van Jesus nie, maar my getuienis te deel aan elkeen van wat Jesus in my lewe gedoen het. Om te getuig van hoe God my gered het, om te getuig van waar die Here my uitgehaal het. Jy sien, en ons sit met 'n hele generasie wat nie eens weet wat die Heilige Gees is nie. Ons sit met 'n generasie, jonk en oud, wat nie eens weet hoe om Bybel te lees nie. Ons sit met 'n generasie wat nie die waarheid van die woord ken nie, en daarom glo ons elke liewe ou wat op TikTok kom, en die is nou sommer AI bygesit. So alles raak scary. En ons glo alles, omdat ons nie die getuienis van die Heilige Gees van God in ons lewe het nie. So ons sit met 'n hele generasie. In ons generasie was jy gedwing. Ek het in die pastorie groot geword. Jy sal kerk toe. Nee, hoekom, waarom? Jy sal. Al slaap jy onder die bank, jy sal in die kerk wees en klaar. Hoekom moet ek, want is die regte ding om te doen. Dis klaar. En dit het nie gemaak dat ek my vertroue op God wou sit nie. Dit het nie gemaak dat ek lief geraak het vir die Here nie. Maar dan was daar 'n ander deel wat ek in die huis gesien het, waar ek 'n ouers gehad het wat lief was vir die Here, en ek het gesien hoe die getuienisse van hulle lewe my geleer het dat jy vertroue moet in die Here wees. Maar ons sit met 'n generasie, ek het baie mense al mee gedeel wat hulle is al in hulle 20's en hulle 30's en hulle wil nie hulle voet in die kerk sit nie. Omdat my pa my gedwing het om kerk toe te gaan, en in die kerk het almal van hom gehou, want hy was 'n ouderling. Hy was die oulikste mensie by die kerk, maar as ons by die huis was, dan het hy geswets en my ma rondgepluk, en dis nou nie in my huis nie, maar dis die realiteit van wat tot vandag toe gebeur. En die getuienis van wie Jesus is, het ergens langs die pad verlore gegaan deur mense wat veronderstel was om hom te verteenwoordig, om te sê dit is wie Jesus is. En die volgende geslag en die volgende generasie het nooit geleer wie Jesus regtig was nie, dat ons het opgehou dat ons lewens getuig van die goedheid van die Here, en ons sit met 'n generasie wat ons nou moet vertel dat Jesus is goed, maar dat
ek kan dit nie glo nie, want ek het dit nie gesien van vooraf nie, maar ek dien 'n God wat vanmôre getrou is, wat vanmôre vir jou wil wys, ten spyte van wat ek geleer het en wat ek gehoor het, dat ek vanmôre vir jou wys, dat ek is 'n God wat kan voorsien, ek is 'n geneesheer, ek is 'n redder, ek is hierdie generasie wat hier buite sit, my kinders, jou kinders, of selfs ons ouers, het nodig om vanmôre nie net te hoor nie, maar te kan sien dat hy is 'n God wat verlos. Ek kan dit getuig, ek is nie skaam oor my getuienis nie. Ek is 'n alkoholist gewees, al het ek in die pastorie groot geword. Ons dink mos jy het 'n kaartjie hemel toe as jy nie in die kerk groot word. Alles behalwe. Ek het langs die pad my buskaartjie geruil vir 'n black label of iets. Langs die pad het ek deur 'n gebroke huwelik gegaan. Langs die pad het die kerk my afgeskryf. Langs die pad is dit nou 'n pastoor se seun maak. Maar dieselfde ouens wat Sondag sê, wat soek jy in die kerk? Dieselfde ouens wat as jy Vrydag aand by die kroeg opdag, wat soek jy hier? Dis dieselfde ouens wat jy skeef aangekyk het op 'n Sondag, is dieselfde ouens wat vir jou dop gekoop het op 'n Vrydag aand. Nou nie hier nie, daar in Kalifornië. Dis nie. Ja. Maar was ek gebroken en verlore gewees. Maar ek het 'n ma en 'n pa gehad wat kon bid, wat lief was vir die Here en wat van kleins af 'n fondasie in my lewe gelê het. En terwyl ek baie kere in my toestand op 'n bed gelê het en die trane hardloop oor my wange en ek sê Here, dan het ek onthou van hoe hulle vertel het, jy sien, want my pa was in dwelmverslaafde voor hy in die bediening was. En toe hy op 'n plek kom waar hy 2 keer sy eie lewe probeer neem. 1 keer het hy klomp glasstukke gesluk met die hoop dat dit hom stuk en sny. Die 2de keer het hy skroewedraaier deur sy nek gedruk. En hulle sluit hom op in 'n inrigting sodat hy homself nie kon verder seermaak. En in die middel van 'n inrigting red die Here sy siel sonder dat 'n pastoor naby hom was. In die middel van 'n inrigting, na sy lewe op 'n einde gekom het volgens hom, en daar vir hom geen hoop was nie, en hy nie meer wou lewe nie, en hy was daar 'n ma gewees wat geroep het na God, en sê, Here, U is die God van wonder. Somewhere, God activated somebody to pray for Wouter Duisel, that was in need of God, en ek wil vanmôre sê, dis 'n wonder, wanneer God iemand se siel kan red, binne in 'n inrigting, en God rig hom uit, en hy haal hom nie uit, maar hy roep hom vir die bediening. Ek onthou toe my pa, my ma ontmoet, en hy het so 'n Indiër shoppie gehad, waar toe hy nou nog 'n wille gangster ouetjie was, want hy het in Vitas groot geword in Johannesburg, my pa. So hy is blykbaar nie so rowwe gebuurt gewees daai jare. Was nie een van die lanie plekkies nie. En die Here haal hom uit hierdie inrigting uit. Die Here red sy siel. Hy ontmoet my ma, en toe hy by hierdie winkeltjie inkom, en hierdie ou sien dat my pa met hierdie mooi vrou, my ma was 'n mooi vrou, volgens my. As jy nie dink jou ma was mooi nie, dan fout met jou. Ja. En toe hy daar met haar instap, toe gryp hy sy kop, en sy sê, oh, madam, wat het jy nou opgevang? Weet jy wie die ou is? Jy sien, maar daar is getuienisse van God se goedheid, en die getuienisse van wat God in sy lewe gedoen het,
het getuienisse geword van wat God in my lewe gedoen het. En het getuienisse wat ek vanmôre vir jou kan sê, dit maak nie saak hoe ver weg jy van God af voel vanmôre nie. Dit maak nie saak hoe gebroken jy voel vanmôre nie. Ek het op 'n stadium gedink, Here, daar's geen hoop vir Jaco Duisel nie. Here, daar's nie 'n uitkoms nie. Maar dan het ek onthou, baie aande dan ek gelê op my bed, dan loop die trane, dan verlang ek na strome van lewende water. Dan ergens het ek onder 'n bank in 'n kerk gelê, waar die gees van God gesien beweeg het, en ek het vergeet van mense en mense se opmerkings en hoe mense my gekyk het, en ek het onthou, daar was iemand anders in daardie kerk gewees wat groter was as die mens, en dan het ek verlang na die gees van die Here, en dan het ek op daardie bed gelees, en Here, ek verlang so na die gees van God in my lewe, en daar kom 'n dag waar God Jaco Duisel in sy gebroke toestand oprig en sy siel opnuut red, en toe kom die Here en hy sê, nou gaan jy getuig. Die Here, okay, dis skaam, ek kan nie gaan getuig van die goedheid van God nie, ek kan nie. God sê, as jy nie gaan getuig nie, kan die volgende geslag. En ek wil vanmôre vir jou sê, God doesn't want just want to save you. But God wants to use your story for His glory. God wil jou gebrokenheid, hy gebruik, want ergens sit iemand wat onnodig het. En hoe maklik vergeet ons van die goedheid van God. En elke keer as die vyand kom, dan val ons wielietjies af. En wat gaan ons nou maak? Want ek vergeet dat God was getrou gister. Ek vergeet dat God was getrou eergister. Ek vergeet om myself te herinner. Daar was 'n ou liedjie. Hy sê, when I think of the goodness of Jesus, my very soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. As ek gedink het waar God my uitgehaal het, hoekom sal hy nie saam met Jesus vir my met al die ander dinge doen nie? Hoekom sal hy nie met my huwelik herstel nie? Hoekom sal hy nie met my kinders red nie? Hoekom sal hy nie met in my bediening iets doen nie? Hoekom sal hy nie in my, hy wil dat in my begin het. Ek wil vanmôre vir sê, we serve a great big wonderful God. Mense het al neergestel meer as een keer in my lewe, but Jesus has never failed me yet. Hy het my nog nooit gefaal nie, en daarom sê die Here, moenie mense vertrou nie. Laat elke mens leenagtig wees en God waaragtig. Moet ek dan nie mense in my lewe toelaat nie? Nee, vertrou die gees van God met mense in jou lewe. Dis al wat ek vir jou kan sê. Laat die gees van God vir jou wys wie moet in jou lewe wees en wie nie. Met die wete dat hulle kan nog steeds val. Alles hulle lief vir die Here. People can fail. Hulle kan vandag jou help en môre jou seermaak. People, ons is mens. As 'n ou skrifgie wat in Spreuke wat sê, weet, moenie te veel let op die woorde van mense en luister as hulle jou dalk vloek nie. En sodat jou hart nou nie ontstel raak nie, want jy weet al te goed, daar was kere wat jy ook iemand gevloek het. Die skrifgie staan nou net nie presies so dat ek het nou sê nie, maar dis nou maar my, hoe ek hom kan onthou, dis waarop ek neerkom. Jy weet, daar was 'n tyd wat jy presies dieselfde gedoen het. So jy is nie so onskuldig. Maar die oomblik as dit met my gebeur, dan sê ek sommer kwaad vir God. Dan vra ek sommer die Here, Here, maar hoekom het U dit toegelaat? Het jy geweet dat God het aan die mens 'n wil van sy eie gegee? Elkeen van ons wat hier is, kan of na God luister of nie. Jy kan hoe lief wees vir God, en jy kan nog steeds iemand lelik behandel. En ons het keuses. Wil ek vir God luister, of wil ek nie vir God luister? En as ek lelik is met iemand, beteken nie, dit is in God se wil. Maar waar is God dan? Gee God nie om nie. Hy staan en hy pleit by die mens. Jy moet dit nie asseblief nie. Moenie dit doen. En as jy dit gedoen het, jy moet gaan regmaak. Gaan vergewe, gaan spreek vry. God is besig. Maar die mense wil nie altyd luister. Baie van ons kry seer, maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie God blameer.
omdat mense faal nie. Want as jy gaan terugkyk, sal jy sien, hy het nog nooit gefaal nie. Maar omdat ek en jy vergeet van die goedheid van God, die oomblik wanneer dinge challenging raak, dan voel dit vir my, waar is God? Hoekom is die Here nie daar nie? Maar wanneer ek myself begin herinner, wanneer ek deur 'n storm gaan, weet jy wat, laas jaar was ek ook dalk deur 'n storm, en daar het God vir my deurgekom, en daardie dag was ek in benoudheid, en daar het God vir my deurgekom, en daar was 'n dag wat ek ook gebid het, en ek het amper opgegee om te bid, en op 99, toe kom God, en hy het my daar gehelp, en die enigste rede hoekom ek hier is vandag, is omdat God my nog nie geval het nie. Jy is nie hier vanmôre, omdat jy oulik is nie, jy is hier vanmôre, omdat hy wonderbaar is, omdat hy awesome is, omdat hy amazing is. Ek en jy verdien dit nie om vanmôre te wees nie, maar hoe maklik vergeet ons die wonders van die Here, en vergeet ons, want ons is in 'n tyd van negativity, ons is so negatief. Die wêreld is negatief, die media is negatief, alles is negatief. En kinders van God is veronderstel om sout en lig te wees. As baie mense, as ek hulle sien na aankom, ek wil hulle nie as die kans gee om vir hulle te vra, hoe gaan dit met hulle nie. Dis sommer, jy dood hulle. Want as jy hulle 'n kans gee, hulle praat vir jou in 'n gat in. Jy het berading nodig na hulle nie jou klaar is. Die baie ouens is, niks is goed nie. Alles is verkeerd. Gaan ek bestoor, ag, bestoor. Dit is in die boom en die bos, daar die goggas is. Bestoor. Maar die Here is goed. Ja, of God is goed, of hy is nie goed nie. Weet van die Here sê, jou ja moet ja wees, jou nee moet nee wees, alles meer as dit is uit die bose. Of God is goed. Dit sê nie as ek sê God is goed, ek het nie omstandighede. But I choose to declare that God is good. God is nie goed omdat dit met my goed gaan nie. God is goed omdat hy goed is. God is nie goed omdat my yskas kos het nie. God is goed omdat hy nog nooit gesorg, omdat hy nog altyd gesorg het dat ek nie honger gaan slaap nie. God is nie goed omdat ek baie geld het in die bank nie, maar God is goed omdat hy vir my 'n brood gestuur het, dat ek nie geld gehad het om my eie brood te kon koop nie. God is nie goed omdat ek alles het wat ek graag wil hê nie, maar God is goed omdat hy nog nie eendag my steek gelaat het en nie vir my gegee het wat ek nodig gehad het om deur die dag te gaan. Hy's goed. Ek luister na so 'n ander oomie, jy moet maar kies na wie jy luister. En hy is nou nie seker die beste voorbeeld nie. Hy's 'n rowwe man, kom ons stel dit so. Maar hy's so 'n ding wat my hierdie laaste ruk vang. Wanneer hy dit sê, dan sê hy, die bed is leeg en die skoene is vol. En die hand van genade is oor my, emmers vol genade word oor my uitgestort. En as die bed leeg is en die skoene vol is, beteken ek leef nog. En het ek rede om God te loof en prys. Wanneer ek begin dankbaar raak oor klein dinge, kan ek hierdie volgende geslag begin leer. Daar is rede om God te loof en prys. Daar is baie negativiteit, but I choose to declare that we serve a God of wonders. Jy sien, mense kan nie wonderwerke vat wanneer jy negativiteit kyk nie. Jy kan met 'n ou berading doen tot jy blou is, as hulle nie self wil glo nie. Ek wil môre vir jou vra, hoe lyk jou getuienis? Hoe lyk die getuienis van jou lewe? Do your life declare that Jesus is good? Verklaar jou lewe vanmôre aan jou kinders dat God is op die troon. Vra nie vanmôre hoe lyk jou bankrekening, sê jou bankrekening God is goed nie. Vra nie hoe lyk is jou koskas, sê dit God is goed nie. Ek het hierdie getuienis al baie gebring. Is oom Paul, hy was in Rhodesia, het hulle geboor daai tyd toe dit nog Rhodesia was. Toe dit moeilik gegaan het vir die blanke boere daar.
En hulle boer daar, hy's nou al by Liewe Jesus, en sy vroukie het ek nooit ontmoet nie, sy's na Liewe Jesus toe, voor ek hom leer ken, ek oom Paul, en hy vertel ons hierdie getuienis, en dit gaan moeilik daar, en hulle boer, en daar's nie kos in die huis nie, maar sy vrou was on fire vir die Here gewees. En hierdie een oggend, daar's nie kos in die huis nie, daar's nie eens 'n brood om iets te doen nie. En die tannie is daar in die kombuis besig. En sy haal die potte uit die kaste uit en sy sit dit op die stoof neer. En sy is besig om God te loof en prys. So ver as wat sy daar in die huis besig is, maak sy die naam van die Here groot. En sy loof die Here en sy prys die Here en sy haal die borde uit en sy begin die tafel te dek en sy haal die messe en die vurke uit en sy sit dit reg en die potte staan gereed en die borde staan gereed en hy kom in en hy vra, "What are you doing?" So I'm preparing so that we can eat. I said, "But there's nothing to eat." I said, "Don't worry, God's going to provide. I'm just worshiping Him. I'm just thanking Him and I'm moving in faith. I'm declaring that we are going to eat today." En die volgende oomblik toe lui die deurklokkie. Hy stap en hy gaan maak die deur oop. En hier staan die buurman. Sê, "God het vanmôre gesê, ek moet vir julle hierdie sakkies groceries bring." En hy stap in. Maar daar was 'n vrou wat getuig het van God se goedheid. Sy het nie getuig eers toe die kos daar was nie. Sy het nie getuig nadat die groceries opgedag het nie. She declared that God is able to provide and she started worshiping the King and the King. Hier is 'n getuienis, hoe kan ek dit vertel? Want ons getuig van die wonders van die Here. God's a good God. Op 'n stadium is my pa is in die bediening, ek dink dit was in Pietermaritzburg. Kry hy 'n salaris van R10 'n maand. Dit het moeilik daar gegaan en daar was 'n paar heilige oomies wat as jy nie preek wat ons sê nie, hou ons die geldjies terug. En my pa was ongelukkig of gelukkig nie te koop nie. Hy was uitverkoop aan die koning. En hy sê, "Ek gee nie om of julle my 'n salaris gee of nie. I will preach the gospel of Jesus. I will only say," jy sien wanneer jy onder die anointing loop, dan gaan jy nie kon followers hê noodwendig. When you walk in the anointing of God, people's gonna hate you. When you walk in the anointing, sometimes you walk alone. When you walk in the anointing, there's people who's gonna talk. En hy staan en daar's nie geld in die huis nie. Ek was 'n klein seentjie, ek dink nie my sussie was al gebore nie. En hy loop buite op die voor die pastorie en bid. Hy sê, "Ag Here, sal U nie net vir ons 'n brood stuur nie? Dat ek net vir my kind 'n broodjie kan gee, dat ons net 'n brood." En een van hierdie oomies wat die lewe vir ons so hel maak, hierdie heilige broeder, die Bybel praat van ingesmokkelde broers. So jy kry ingesmokkelde broers. They there to control the kingdom, they not there for the kingdom. En hy dink by homself, hy's by die kafee, hy koop vir homself 'n brood, en hy koop 'n tweede brood, hy sê, "Vandag wil ek vir Wouter Duisel verneder." My pa, Wouter Duisel, hy vat, en hy sien toe my pa loop daar by, op die gras van die pastorie, en hy stop, en hy gou by die deur op, hy sê, "Hê vreet," en hy gooi my pa met 'n brood, by die karsvenster. Min wetende, my pa het nou net daar geloop en bid, "Here, stuur net vir my 'n brood." En hy verneder. Ek wil vandag weer sê, when God puts in order, the devil listen as well. Moet jy nie verbaas as God die mense stuur, dat teen jou fight. Ek het daar ook omgehad, wat lank hier in die bediening, was deel van die gemeente, val in my pa se tyd. Nou, hy was nie baie lief vir die nie blanke mense nie. Hy het uitgedoet geword, en hy het nie geglo hulle gaan hemel toe nie, al sulke goeders. En hy was hard geweest wat dit aanbetref. En ons het my pa met hom gedeel, en sê, weet jy wat, die woord van die Here sê, dat elke volk, elke nasie, elke taal,
God wants them to come into the kingdom. God loves them. Maar hy was 'n boer gewees, 'n harde boer. En weet jy wat God het 'n sin vir humor? Do you know this? God het die manier om jou op 'n plek te bring waar jy gaan moet erken, God is goed. En jy jou eie ek moet prys gee. En hierdie oom, hulle kom in die moeilikheid, finansiëel. En hulle begin swaar kry. En as nie kos in die huis nie, kan nie krag koop nie. En God stuur 'n nie blanke man, gereddes jong ou, gevul met die vuur van God. En hy kom na hom toe en hy sê vir hom, die Here sê ek moet vir jou begin sorg vir die volgende paar maande. Wie gebruik God? Die ou met wie hierdie ou 'n probleem het en hy wil nie na God se stem luister. En hierdie man begin vir hierdie gesin te sorg vir maande. En hierdie pastoor, hy was 'n pastoor, buig en val voor God en sê, Here, vergewe my. U is goed. En die Here verander sy hele opinie oor sy hele jare se bediening en wat hy geglo het. So pas op waaroor jy hardkoppig is, waar jy God se goedheid nie wil sien nie. Want dieselfde ding waarteen jy rebel, dieselfde ding waar God jou gaan bring vir restoration. Nie pakslaan nie, ja, jy kry pakslaan, but it's for restoration. Dieselfde bitterheid en onvergewensgesindheid en hardheid waarmee jy sit gaan omdraai in 'n getuienis, because hierdie ding het toe 'n getuienis geword. So pas op vanmôre. 'n Ander pastoor, ek wil gaan nou afsluit, 'n ander pastoor, dis 'n ware getuienis. Hy het ook in die kerk groot geword, pastoorseun groot geword. En hy is naderhand lank in die bediening en hy het kinders in die bediening. Maar almal het hierdie stories, hierdie getuienisse van waar God hulle uitgehaal het. Soos ek nou, ek weet waar God my uitgehaal het. Ek was verlore en ek was gered. En hy kom by 'n plek en waar hy worstel met die Here. Hy sê, Here, al hierdie mense het getuienisse, ek het nie getuienis nie. Ek het groot geword in die kerk, ek het nog nooit droog gemaak, eintlik nie, weet, so ek het nêrens van die pad af, ek dien nou nog altyd net die Here, ek het nie 'n getuienis nie. En ek wil ook 'n getuienis hê. En hy vertel self hierdie storie. En hy's in 'n worsteling met die Here, so hy's half ontevrede oor dit wat God met hom mee journey. En hy is een oggend daar stig in hy reverse. En hy sien nie sy kind agter die kar nie. En hy ry oor sy kind. En dis nie God wat dit veroorsaak nie. Maar hy getuig van hierdie ding. Hy sê, pas op wanneer jy begin kla oor die goedheid van God. En jy ontevrede is oor wat God in jou lewe doen. Want ewe skielik is hy 'n gebroke mens en hy moes begin getuig van hoe God hom deur 'n hartseer tyd gevat het in 'n gebrokenheid en styf en ewe skielik het hy 'n getuienis. Jy kan nie 'n getuienis hê sonder 'n storie nie. Maar baie van ons wil nie die storie hê nie. Jy moet nou baie mooi hoor. Sê nie God veroorsaak die storie nie. Woord van die Here sê elke goeie gawe kom van bo af. Maar hoe getuig jy van jou persoonlike goed sonder 'n storie? Maar dit kan ook net 'n getuienis word wanneer jy dit vir God gee en jy toelaat dat God die storie kom verander. So jou storie is nie die einde totdat God dit verander het nie. En ek gaan afsluit. Vanmôre wil ek vir jou sê dat God soek vanmôre
iemand wat kan begin getuig van die goedheid van die Here. Jesaja 51 sluit ek mee af. En ek kom na einde toe. Jesaja 51 vanaf vers 10 tot en met vers 16. U is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie. Wat die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie. So sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan na Sion, kom met gejubel en ewige vreugde sal op hulle wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, 'n kommer en 'n gesig vlug weg. Ek is dit wat julle troos. Wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? Dat jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel uitgespreid het en die aarde deurgrond het, dat jy gedurig deel die Here dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker as hy dit daarop toelê om te verwoes. Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Die in boeye gekomme word gou losgelaat en sal nie sterwend in die kuil neerdal nie. En sy brood sal nie ontbreek nie. Maar ek is die Here jou God wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Here van die leerskade is sy naam. En ek het my woord in jou mond gelê en in die skadu van my hand jou verberg om die hemel te plant en die aarde te deurgrond en aan Sion te sê, my volk is jy. Wat sê God hierso? Ek is die God wat die Rooi See gekloof het. Ek is die God wat die wonders gedoen het. Hoe is dit dat jy vanmôre vergeet, omdat jy staan en bewe vir die omstandighede waarin jy is, staan jy vanmôre en eintlik twyfel jy in die reddende krag van God en die Here sê vanmôre, ek wil hê jy moet 'n bietjie onthou wie ek is. Dink aan die wonders, dink aan dit wat ek gister en eergister gedoen het, sodat jy nou kan nuut skep. Moenie bewe vir dit waar jy nou gaan nie. Moenie vergeet dat ek God is nie. Getuig vanmôre van die goedheid van die Here in jou lewe. Ja, maar pastoor, kyk waar ek gaan. Ek weet, daar was 'n Rooi See, maar hulle daar weer gegaan, waar dieselfde God wat die Rooi See gekloof het, is nog vandag die God wat die hemel en die aarde in sy hand hou. Dink jy daar is iets wat God nie vanmôre kan doen nie? Dink jy God kan jou nie red nie? Dink jy God kan jou nie verlos nie? Dink jy God kan jou nie genees nie? Hy is die groot ek is. Ek wil vanmôre vir jou sê, maar wat kom by jou mond uit? Hoe lyk die getuienis van jou mond vanmôre? Getuig jy nog steeds dat God is groot? Ek wil vanmôre vir jou sê, dat Jesus is my God. Hy is my koning. He is my Lord. He is my Savior. He is my healer. He is my refuge. He is my provider. He is my strength. He is my defender. He is my protector. He is my peace. He is my joy. He is my king. He is my life. He is my everything. Hoe kan jy vanmôre twyfel en dit 'n God in jou wil doen vanmôre? Staan op jou voete saam met my vanmôre. Staan op jou voete. Ek wil hier met vanmôre vir na jou omstandighede kyk vanmôre en sê, tot hier toe en nie verder nie. Ek wil vanmôre getuig van die goedheid van die Here. Ek wil vanmôre getuig. Ek kan kla as ek wil. Ek kan ongelukkig wees. But when I think of the goodness of Jesus, my very soul cries out. Ek wil vanmôre hê jy moet by jouself kyk en sê, God is nie klaar met my nie. God is nie klaar met my nie. Ek sal eerder getuig van die goedheid van die Here, as wat ek saam met die vyand stem, dat ek dit nie gaan maak nie. He is the God of wonders. Hy is die God van wonderwerke. Hy is die God wat red. Hy is die God wat genees. Wys vir my vanmôre, wat kan God nie doen nie? Die enigste ding wat God terughou is ongeloof. Want hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek het al gedink, ek kan God sy arm draai, manipuleer met trane. En ek het al 'n goeie petit party gehou, glo vir my.
Jy sou mos hierdie pity parties, is net jy wat genooi is. Na hierdie party toe. Jy kry jouself so jammer en jy in jou oë uit, ag Here, Here kyk hoe is ek, Here, niemand is lief vir my nie, everybody hates me, niemand gee om nie, niemand sien my raak nie. Sal jy nie vir my iets doen nie? God sien die trane en hy sien jou omstandighede, maar God mag nie ongeloof antwoord nie. Ja, maar hoe word dan sondaars gered? Want hulle het gelowig geword voordat hulle gered is. Jy het geweet, 'n sondaar het eers gelowig geraak en toe word hulle gered. Hoekom? En hy het eers begin glo dat Jesus is die seun van God en gesê, Here, red my. They said they start believing before they were saved. Because the Holy Spirit convinced them that they needed a Savior. En in geloof het hulle Jesus aangeroep. Ek en jy geglo dat ek Jesus nodig het, dus ek nog nie gered nie. Only by faith. Besef jy dit vanmôre? En ek het al baie keer dan huil ek my oë uit en ek praat met die Here en dan bly alles net dieselfde totdat ek opstaan en ek begin declare. God, I don't feel like it, but I'm gonna declare that you're king. Lord, my hele wese voel, ek wil my oë uithuil, maar ek gaan nie vanmôre die vlees sin gee. God, I will declare that you are able to save me. Weet nie, hoe gaan jy dit doen nie? Ek weet nie, ek gaan nie eens probeer voorskryf om my te help nie, want ek ken my beter as wat ek myself ken. En baie keer kom ons met voorwaardes nog. Here, as u dit nou so doen. Ja. Net nie op 'n Sondag in die kerk nie, Here. Daar in my huis om my binnekom. Ja, ek wil net die Here praat en vanmôre hier met iemand op die tone trap nie. Here, ek wil dit net nie so hê nie, want ek wil niks van dit hê nie. Here, ek wil aankla vir iemand sê, jy het 'n rebellie met die kerk, God gaan jou omkeer in die kerk. Dis dieselfde ding, want God wil vir jou wys, hy is still God. Hy is goed, en hy sal jou uithaal op 'n plek waar jy nie gedink het moontlik is. Gaan nie dalk weer waar jy dink nie. At 5. Sonder geloof is dit om, en wil jy nie nou net in geloof na God toe kom sê, Here, ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoe gaan my bediening herstel nie, ek ervaar is iemand wat sukkel met jou bediening. There's a lot of things that happen in your calling. En jy staan op 'n plek waar jy wat in weeg. Sê, Here, ek weet nou nie. Was dit uit myself uit? Het God my regtig geroep? Het God my nie geroep nie? Het ek dit nie self probeer nie? There's a lot of things that's going on this morning. En God sê vanmôre, ek het nie 'n fout gemaak. Ek het jou geroep. Raak net vir my rustig weer. Mag net weer tyd sodat jy kan hoor. Vader, ek het hierdie woord gebring, soos wat jy dit op my hart gelê het vanmôre. En ek wil aan u al die eer, die lof, die dank en die aanbidding gee, want as niemand soos u nie. Here, ek wil vanmôre verklaar, u is die God van wonders. U is die God wat gister, vandag, tot in alle ewigheid dieselfde is. U het gister die Rooi See gekloof, Here, u sal vandag dit kloof, u sal dit môre kloof, Here, u sal manna bring in die woestyn, gister, u sal dit vandag doen, en môre doen, u sal 'n wolkkolom gee in die dag, en u sal 'n vuurkolom gee in die nag. Here, u is die God wat nog nooit gefaal het nie. U is ons skuld, u is ons sponsor, u is ons helper, u is ons skouerplan, u is ons geneesheer. Here, ek wil nie omdat medies nie gesê het nie, ek wil dit vanmôre verklaar met iemand, God is still the healer, he is still the almighty healer, hy is nog steeds die deliverer. Ek gee nie om wat sy uitspraak die vyand of die mens of die dokters oor jou gemaak het, met wat sy chemische wanbalanse in jou brein nie. God kan nog steeds chemische wanbalanse herstel. God kan nog steeds jou kind red. Ek wil vanmôre vir iemand sê, moeder, moenie vanmôre voorskat wat God kan doen nie. God kan jou seun red, God kan jou dogter red, God kan jou klein red. Moenie vanmôre opgee nie, dan staan, moenie ophou glo nie, moenie ophou glo dat hy die God van wonders is nie. Is iemand, is 'n vrou, you really
trusting God for your husband. You're really trusting God for your husband. And you've tried so many times just to get him to come to church. En ek wil vanmôre vir jou sê, moenie die krag van gebed onderskat nie. Moenie die krag van God se Heilige Gees onderskat nie. Want God gaan hom omkeer. God is al klaar so bietjie besig. Dit lyk of die Here gaan daardie man bonatuurlik red en omkeer. Hy gaan 'n vuur, there's going to be a fire encounter in his life, and he will never ever be the same again. In Jesus' name. Dankie Here, kom word nou verheerlik. Ons gee aan U die eer, die lof, die dank en die aanbidding. Help ons dat ons lewens, ons dade, ons wese sal getuig van die goedheid van die Here, sodat ons kinders, die volgende generasie, kan smaak en sien dat die Here goed is. Want U het nog nie verander nie. Gee aan U die eer, die lof, die dank en aanbidding in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here.